excited. You're traveling through boots. Okay, as jy ooit die movie Eat, Pray, Love gekyk het, ons nou by die Rice Terrace is. Was dit nou? Dit was so close. Kan ons ietsie drink nie? Kan ons iets drink? Of is dit 'n private villa? Dis 'n bietjie van 'n nou situasie. Dalk 'n sentimeter nog agtertoe. Ja, en nou draai. Ons hou nie die vroumense se name hoog met the motor skills nie. Ja, nice, nice, nice. Love it, love it. Ooh, well done, Bob. Round 2. Daai is nie 'n restaurant nie, so fun times. Ons gaan nou vir 'n restaurant gaan soek. Dis net God se genade dat ek dit kan doen, man. Oh my soul. Ek gaan swaar, daar's 'n favorite plek. Bali Buddha. En ons is honger. Wat is hierdie pizza? Pizza fondue is mozzarella kaas met parmesan en room. Maar dit is weird, dit is brood. Is dit nie? Gluten-free. Wat? Dit is gluten-free. O, gluten-free. Fancy. Mikasi. What's up? So hierdie is die tweede deel van die video. Ek voel fairly fashionable en ons baie chocolate merke op hierdie bed. Want midnight snacks is a real thing. Maar ek het op Instagram gegaan en ek het vir julle gevra om vir my vrae te vra sodat ons 'n Q&A vir die video kan doen. So kom ons begin. Julle vrae was baie interessant en nogals cool wat julle soos wonder oor my. Ek het nie geweet wat julle wonder oor my nie. Kom ons begin. Okay, eerste vraag is Jaden vra, is jou hoofwerk 'n akteur? Okay, so die ding is, dis baie moeilik. As 'n akteur is jy ook 'n entertainer, so jy het 'n klomp werk, jy hustle oral. So ek doen motivational speaking, ek doen soms soos MC werk, baie soos entertainment dinge, soos appearances ook, en dis ook 'n werk. En dan is ek ook 'n editor, want ek kan video edit en ja, ek het sertifikate in social media en editing. So dis iets wat ek regtig baie geniet. So ek doen dit ook as 'n werk. As besighede wil hê ek moet, dan doen ek dit. So ja, ek is letterlik soos doen alles. Voor kom my vra vir iets, doen ek dit. Dis lekker om besig te bly. Ek is 'n persoon wat soos nie kan stil sit nie en ek is konstant besig om te werk en te hustle. So ja, ek hoop dit beantwoord jou vraag. Wat is jou volgende stappe in jou werk? Wil Jaden ook weet? Ek weet nie wat jy bedoel met dit nie. Soos volgende stappe soos ek weet nie wat is my planne? Wat? Alida musiek. Ons het sy was eers in Victory 5 en ek het Agent 1000 die movie gedoen en toe ontmoet ons by die premiere insert regtig awkward clip van 'n interview wat ek gedoen het met Victory 5. Hulle is die coolste, hulle is nie awkward nie, ek is awkward.
Maar ja, Alida doen musiek, julle ken haar freaking seker, so ek weet nie eens hoekom ek haar introduce nie, maar sy sê, my mooi mens, hoe gaan dit? Ek mis jou, Alida, en ons het regtig planne maak, maar anyway, hoop julle is veilig en geniet daarom die tyd in die vreemde land. Maar dit is so lekker om van jou te hoor, Alida. In watter Afrikaanse film wil jy graag inspeel? Seker wou jy graag inspeel, want soos, dit is seker ook nog gemaak. Ek dink, daar's regtig goeie Afrikaanse films. Probeer dink. Okay, ek hou regtig baie van Pak na jou hart. Okay, regtig goeie film. Ek hou regtig baie van Tess. Want ek soos, ja. Ek dink Bakgaat net omdat dit so funny was. En kind of legendary vir Suid-Afrikaanse film. Okay, volgende vraag. Wanneer gaan ons weer 'n produksie doen oor Chanel? Chanel Matthee, jy is die cutest mens ever. So ons het 'n produksie laas jaar gedoen aan Write Me. En wanneer ek nou terugkom van Bali af, wil ek nog 'n projek doen, nog 'n teaterproduksie, maar ek wil dit bietjie anders doen. As julle die show kom kyk het, wat ek hoop julle het, want ja, dit was nogals fun times. Dit was net soos my eerste ervaring as 'n director en ook as 'n skrywer, soos dit was, ek het al baie geskryf, maar dit is die eerste keer wat my stuk op die verhoog is, en dit het my baie geleer oor skryf, en my definitief baie geleer oor directing, en kind of wat ek wil doen. Ja, maar dit was 'n cool ervaring, maar ek sal dit baie anders doen, so ek probeer dit net regtig mooi beplan, maar definitief ek beloof wanneer ons terugkom doen ons dit weer, en dit gaan, ek het al klaar die stuk geskryf, julle, dit gaan goed wees, okay? Ek sê net dit. Michaela sê, ek hoop ek sê jou naam reg, dankie dat jy my follow, sommer net onverwags, en jy lyk nog baie jong, maar jy is 21 en jy lyk 16. Wow. Dankie. Ek weet, ek lyk freaking jong. Ek kan dit nie help nie. I'm blessed with not doing puberty properly, I guess. Maar ja man, dit is maar wat dit is. Ek weet nie reg wat om daaroor te sê nie, maar met die follow ding is, ek weet nie of julle al agtergekom het of besef het of wat ook al nie, maar soms kry ek messages soos van mense wat my fans is en wat soos van die films hou wat ek al ingespeel het en of soos erfsondes of wat ook al, en dan soos soms gaan kyk ek na hulle tags of mense wat my al getag het en soos related goed, en dan gaan ek net op 'n following spree van mense wat ek dink van my goed al gesien het, want ja, ek hou net van om soos mense, dit soos maak nie jou dag nie, ek dink net dit is soos 'n nice ding as jy sien soos jy's 'n fan van iemand en hulle het jou gefollow, want dit is soos my grootste droom, is as soos Harry Styles, jy weet, soos my net soos slide in my DMs, dit is my dream, so ek soos doen net soms follow sprees, en ja, sien ons jou in enige toekomstige films of series. So, nou met die hele corona ding, is dit bietjie moeilik, want 'n projek wat ek sou nou gedoen het, as ek teruggekom het van Bali af, dis nie gecancel nie, die shooting dates is net verander, na later tyd toe. Ek was baie excited oor hierdie projek, ek kan nog niks sê daaroor nie, maar ja, ek het lanklaas iets vir die camera gedoen, so ek was baie excited, want ek fokus die laaste paar jaar op skryf, en op theater, so dit was my regtig exciting om weer camera toe te kom, en die corona mors letterlik almal se lewens op. Maar dis fine, dit gaan net later in die jaar gebeur, maar dis regtig cool, so julle moet maar net dop hou, want dit gaan cool wees. Maar dankie vir jou message, waardeer jou, okay? Jy is baie funny by the way, love your videos. Ek het vir jou gesê in ons DM. Altyd in die bed. Okay. Ek val met Q&A.
TikTok. Hulle, al my Instagram mense het my questions gevra. Jy moet eintlik live doen. Dit sal cool 'n live wees, maar ek voel net soos 'n live is unpredictable. Maar dit is fun. Dit is fun, maar ek's bang net mommy kyk. Hoor jy? Nee. Hoor jy? Nee. Anyway, hoe kan ek myself verseker dat ek raak gesien kan word in die drama industrie? So, hierdie is seker die moeilikste soos industrie ever in life. Dis regtig moeilik want ek compare myself altyd met my pelle, want my pelle het soos meeste van my pelle is kunstenaars, maar ander mense wat eintlik geswat het, hulle grade gekry het en soos kantoorwerke begin het of soos onderwys, my vriendin doen onderwys, soos hulle kan net hulle werk gaan doen. Ons kan ons werk doen, maar ons moet wag vir geleenthede. So my beste advies sal wees en wat ek altyd vir my studente gesê en vir my soos enige man wat ek kan mentor, sê ek altyd soos hustle jou ass op, want dis die enigste manier hoe mense gaan weet wie jy is, hoe jy gaan netwerk en hoe jy mense gaan ontmoet. Soos dit is letterlik die enigste manier as jy letterlik deel is van elke projek moontlik. So doen dit, doen after soos 'n student project, gaan na kuiers toe waar daar kunstenaars is. Ek hang net met kunstenaars. Ek is gelukkig en geseën dat my vriende kunstenaars is en dat ek al klaar kan as gevolg van hoofmeisie ook kan al klaar in die sirkels is van kunstenaars. So hustle en netwerk is my grootste ding en dan regtig wees die beste, soos educate yourself en gaan doen workshops, acting workshops en soos wees net die beste. Ek dink dis my goal is soos die enigste manier ek suksesvol gaan wees as ek beter is as almal anders en soos dis wat ek elke dag aan werk. So dis my advies. Ja, cool. Hoe oud is ek? Ek is 21. Het jy 'n boyfriend? Nee. Nee. Ek is Marika. Hallo, hoe gaan dit? Dis so cool dat jy jouself introduce. Ek is Melissa. Aangenaam. My naels lyk pateties. Ek dink dit is al die vrae wat ons het en as ek nie gesien het jou vraag nie, dan as ek nie jou vraag gesien het nie, dit is beter taal, dan vra ek om verskoning. Okay, maar dit was die Q&A en ek hoop julle het dit geniet en like hierdie video asseblief en comment en deel met my wat jou gedagtes is. Vra even meer vrae, ek is regtig bored in quarantine. Actually nee, ek werk freaking baie. Ek edit meer as wat ek nog ooit geëdit het met my ander werkgewer, maar ja, let me know en dan kan ons hang in die comment section en net chat oor, jy weet, lewe en TikTok ook, TikTok op die oomblik, soos, dis kom ek al die moves doen, soos ek weet nie, hoekom vat TikTok die wêreld oor op die oomblik? Die coronavirus is regtig slegte timing met die TikTok situasie, want ons wou nie so baie TikTok stars gehad het nie, maar omdat almal so verveeld is, mind hulle nie na die TikTok mense nie, is 'n issue, en nou ook, doen ek 'n bietjie TikTok, so dis 'n issue, alles is 'n issue, maar ja, ek hoop julle die video geniet, en bye!